My name is Dr. Shana Lowe. I am the VPH Veterinary Public Health Technical Veterinarian at the Red Meat Abattoir Association. So, like I started off in the beginning with the Kingdom of Saudi Arabia, after a 21-year ban of exports to the Kingdom of Saudi Arabia, in 2023 that ban was lifted and we were able to export to the Kingdom of Saudi Arabia in spite of the current challenges that we are facing regarding exports. So foot and mouth disease is important because not because it's a public health risk, but because it's a trade-sensitive disease and no country wants that disease in their country if they are recognized by WOA as having FMD freedom status. So South Africa lost their FMD freedom status in 2019 following an outbreak of FMD. But like I said, in spite of that, we are still able to maintain exports. And this is on the basis that a split system was created. So the other challenges that we have is we currently have an undetermined BSE status in the country. We do not have a lab that is currently accredited to conduct those samples and the testing, and we do not have a surveillance program currently in place for BSE, which does come up in some of our veterinary health certificates. The other challenges would be there are requirements from importing countries that we have to meet, which would require the testing of additional substances, which is outside of the scope currently of our National Chemical Residue Monitoring Program. So ek het hoofsaaklik gesels oor die kompeterendheid en die volhoubaarheid van beesproduksie in Suid-Afrika en die huidige stand van sake. So ons besef almal dat FMD het 'n baie groot impak op handel en spesifiek uitvoere. Dit het nie noodwendige impak op die vleiskwaliteit en of op die verbruiker wat daai vleis kan eet nie, maar dit het 'n groot impak op handel. En ek het gesels oor die behoefte of eintlik die nood vir die bedryf om te groei, en groei is gelyk aan produksiegroei, maar die probleem is Suid-Afrikaanse verbruiker is onder geweldige druk. Ons praat van disposable income, met ander woorde die geld wat die verbruiker in hom of haar sy sak het, wat oor die afgelope 10 jaar met 0,08% per jaar verminder het, wat beteken die verbruiker word basies armer. Ek het ook gesels oor die hoë inkomste groepe wat die persentasie van affluent consumers in Suid-Afrika wat minder word, en ook die middelklas verbruiker wat eintlik afbeweeg na lae inkomste verbruikergroep toe. Dit alles het 'n groot impak op die per capita verbruik van bees en skaapvleis, en soveel so dat per capita verbruik afneem in Suid-Afrika. Wat dit dan beteken is, ons het definitief 'n vraag tekort in Suid-Afrika. As ons die afgelope 5 jaar vat, ons gemiddelde slagsyfer wat tussen 2.7, 2.8 miljoen koppe, beeskoppe wat geslag word, of beeskarkasse wat geslag word. Dit het nie gegroei nie, maar produksie het wel. So, produksie het gegroei met oor die afgelope 10 jaar met meer as 40.000 ton. Die rede vir dit is swaarder karkasse. So dit beteken die produktiwiteit aan die karkaskant het opgegaan, wat beteken as die primêre produsent nie ook produktiwiteit aan hulle kant optel nie, is daar 'n geweldige probleem. En dit beïnvloed die kompeterendheid van die bedryf. En dalk net laastens die rede vir dit is produksiekoste, kunsmis en brandstof, arbeid, alles het bo 10% verhoog per jaar oor die afgelope 6 jaar. Uitsetpryse soos speenkalfprys en die A2-prys nie meer as 5% nie. Wat beteken daar is 'n 5%, noem dit nou maar verlies, of net om gelyk te breek, waarop die primêre produsent al reeds onder druk is. Nie net die primêre produsent nie, want die voerkraal-eienaar, die abattoir-eienaar het ook daai addisionele kostes, sê net maar elektrisiteit wat meer as 12% gegroei het oor die afgelope 6 jaar, en die A2-prys wat basies net onder 5% gegroei het. So die waardeketting is onder geweldige druk, en die enigste manier om dit meer kompeterend te kry is om hierdie fondasie van dieregesondheid, naspeurbaarheid 100% in plek te kry sodat uitvoere kan groei. En dis al 'n manier wat die bedryf effektiewelik homself volhoubaar gaan kry.